Kyk, laat ek gou my dag net so die paar komiese oomblikke deel. Hierdie Desember, Kersfeestyd. Die lewe is so besig, daar is soveel meer rampe. En amper iets soos wat is daai ou Murphy's Law? Laat as jou brood wat jy gesmeer het val op die vloer, dan sit mos die botterkant wat die vloer tref. En as daar 2 kathare in. 2 kathare en wat nou? Honderde, maar as jy nou nie honde het, wat nou? Die enigste 3 sandkorrels wat jy ingetrap het. Sandkorreltjies, ja, daai klippertjies wat jou tand so voel of hy wil breek. OK. Dis nou Murphy's Law is baie aktief die tyd omdat daar so baie aangaan. Hierdie een nou vertel vir my. 'n Ou steel sy goed en hy vat sy goed af. Hy sit hom agterna. Hy vang hom en hulle stoei. Hy sê en hulle albei val, maar hy val bo op die dief. Maar die dief het nou 'n mes hier in sy sy by sy broek ingesteek. Maar die mes se blyt staan op boontoe. Daai man val op die blyt met sy sy. In die mes in. Gelukkig het die mes hom nie diep gesteekie, maar sal jy nog glo van alle plekke wat hy nou kan val. Die skolletjie het sy mes aangedra. Hier. En sy sê laat die blyt uitsteek. Om 'n bietjie paniek te saai of vrees in te boesem. In elk geval, so dis nou die klas goed wat jy nie aldag hoor nie. Maar oor hierdie tyd van die jaar. Maar ene wil. Nou stap ek in die dorp, ek is nou honger, ek wil iets gaan eet. Maar nou kom hier 2 oompies van onaf opgestap. Die een ou, en dis altyd vir my 'n ding, as ek iemand sien met 'n kierie, dan kom ek agter die ou het nie regtig 'n kierie nodig nie. Want hy druk nie baie hard op die kierie. Wie hoe lyk hierdie ou se kierie? Jy sien hierdie dadelpalms, bome se takke. Hy loop mos so van so V-shape van dik na dunner toe, so 'n plat stuk, moet nou 'n blaar, wat noem jy dit nou? Die middelste gedeelte. Ja, middelste. Dit is so 'n plat stuk ding, en dan het hy sulke skerp penne op die kante wat uitstaan. Né? Nou ek het al van daai goed gesnoei, hy blare. Daai penne steek vir jou 'n moersel. Hy loop met so 'n stuk kirielente, stuk droë dadelpalmtak met hy spykpunte. Nou hy loop nou die breë kant van die ding is onder op die grond en die dun kant is hier bo op sy hand wat nou so 4 hoekie boksie lente is, die dun kant. Nou is dit nou vang dit my oog, ek sê vir hom, hoorie, het jy regtig daai kierie nodig om te loop? Of is hy nie vir iets anders daar nie? Hy sê, ja, kyk hier die skerp punte. Kyk hier die skerp punte, meneer. En hy wys vir my, hy sê, vir die moeilikheidsoekers, wat jy wil erop, en wys hy vir my, hy slat vir hom op sy rug, met die spykers. En toe hy hom so slatbeweging wys, toe sê ek, ja, dan lyk het my, jy kan nog cricket speel ook met die ding. Ek sê vir hom, in die ou saam met hom, wat is julle name, maar die spesifieke ou met die cricketkolf, met die spikes, hy gee vir my sy bynaam. Ek sê vir hom, hy gee vir my sy bynaam, maar die ou het 'n spraakprobleem. Jy kan nie lekker altyd hoor wat hy sê nie. Maar hy sê, hy as kind, was sy ouers bevriend gewees met 'n afgetrede skoolhoof, hofmeester. As hulle gaan kuier het, kyk, hulle is nog so arme mensies. As hy saam met sy ouers by die skoolhoof gaan kuier het, dan die afgetrede skoolhoof se vrou vir hom 'n broodjie gemaak met kaas op. Wat hy nou natuurlik nie aldag ken. Hy sê, nou kom hulle die volgende keer weer daar. Nou maak sy vir hom 'n polony broodjie. Hy sê, hy staan nie by dit nie. Hy sê, ek soek my kaas. Nie polony nie, ek soek kaas. En as hy daar kom, en as die kaas by nie, as hy moeilik, hy's moeilik,
Hy's 'n klein bogkind, lyk nie, maar hy's moeilik oor sy kaas. Nou ek weet die kaasliefde is in ons familie ook, ons gaan nie praat daaroor. Maar hy sê, hy het eendag so aangegaan oor sy kaas. Hy sê die Skoolhof se vrou het 'n Cheryl Bumick kar gery. Nou, ek moes na die tyd die naam gaan Google, dis 'n Chevrolet Beaumont, ja, 'n Chevrolet Beaumont kar. Hy het haar gemaak met daai kar, dorp toe ry en kaas koop. Vir hom, want hy het beklei vir sy kaas. En na daai insident, hoe sê jy wat moes hulle gemaak het met hom? Nee, ek dink hulle sou daai jaar as jy pak gekry het, die sulke strooi aanvang. Ja, nee, maar kyk, maar in elk geval, toe staan hy nou bekend. Die Skoolhof se vrou het hom sy naam gegee. Heinie Kaas. Heinie Kaas, en hy is nou Kaas. En vir kort is hy net Kaas. En toe ek nou klaar met hom gepraat het, ek draai om vir hom, ek sê, hoorie, ek hou van kaas, bra.